Hi tieners, ek hoop dit gaan goed met julle. Dis lekker om weer by julle te kan inloer en sommer net 'n boodskap vir vandag met julle te deel. Ons wag almal in spanning vir die minister van onderwys om te praat en te sê wanneer gaan julle kan terug aan skool toe, wanneer die onderwysers teruggaan. Ek hoop dit gaan goed met jou skoolwerk. Ek hoop julle het nog genoeg data om mekaar dan te video call en te kan kontak hou met mekaar en ek gaan weer in die week bietjie op weer WhatsApp en julle kontak probeer maak, kyk of kan ons dalk 'n video call reël sodat ons mekaar daarin ook kan sien en ek kan hoor hoe gaan dit met elkeen van julle. Die skrifgedeelte waaroor ons vandag in die hele kerk saam stil staan wat Dominee Andre oor gepreek het, ek 'n kindermoment en nou ook julle video oor maak, gaan oor weer Johannes 10, maar 'n paar verse verder as die goeie herder in verse wat ons 2 weke terug saam gelees het. Ek wonder, kan jy nog onthou wat het jy gedink oor die feit dat Jesus jou herder is? Het jy gedink na wie se stem jy wil luister? Kon jy in hierdie laaste 2 weke vanaf ons gepraat het oor Jesus wat ons goeie herder is, jouself al instel om na Jesus se stem te luister? Of is die stemme van die wêreld, karre wat verbyry en al die dinge, die afleidings, is dit nog te sterk dat jy meer daarna luister? Voel dit al vir jou of jy die herder se stem beter ken? Nou vandag lees ons net 'n entjie verder. Wil jy met jou Bybel oopmaak? Dan maak jy weer oop by Johannes 10. Johannes is die 4de evangelie in die Nuwe Testament. En nou vandag lees julle saam van vers 22 tot 42, die einde van die hoofstuk. Jesus is nog steeds besig om te praat oor hy wat die goeie herder is, maar hy sê iets baie belangriks in vers 28. Ek wil hê, as jy dit doen, merk sommer vers 28 in jou Bybel en skryf in jou joernaal, wat beteken hierdie vers vir jou? Pause die video, lees die stukkie saam en dan gaan ek nou 'n gedagte of 2 met jou deel. Ek dink julle is dalk ook nog oud genoeg dat toe julle klein was het, of toe ek klein was, het ons hierdie liedjie in die kerk gesing van hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, en dan het mens gesê die kleinste babatjie, hy hou die groot planete, hy hou die son en die sterre en hy hou vir jou en vir my in sy hand. Hy hou ons almal in sy hand. Nou Johannes 10 vers 28 is waarvan hierdie liedjie afkom. Ek wonder, glo jy dit? In hierdie tye wat so bang en onseker is, glo jy regtig dat Jesus jou vashou in sy hand? En soos vers 28 sê, dat niks jou uit sy hand uit kan ruk. Ek het hier 'n jou en ek het dit met die kinders ook gedeel. Nou, ek kan nie baie goed jou speel nie, ek weet nie of julle ooit jou gespeel het nie, dis eintlik iets wat ek dink ons ouers meer ken. Ek kan glad nie jou tricks nie. Maar die jou het my herinner aan dieselfde beeld wat Dominee Andre in die preek gebruik het van die spinnekop wat aan sy draad hang. Maar hierdie jou is vas aan die tou wat vas aan my vinger is. En of toertjies nou werk of nie werk nie, en of hy nie uit opkom soos wat hy moet nie, hy bly verbind aan my hand. Die tou hou hom veilig, dat hy nie net op die grond neerval en breek. En so is dit met ons in die Here. Dit voel soms of jy hier rond swaai en jy weet nie wat aangaan nie. Maar ons bly verbind aan die Here. En dit is ons versekering. Dit sê nie dat daar nie slegte dinge gaan gebeur. Dit sê nie dat daar nie storms gaan kom nie. Ons weet die lewe het storms en moeilike dinge. Maar die Here sê, ek hou die hele wêreld in my hand. En ek hou ook vir jou in my hand. So sê die Here. Glo jy? Voel jy? Beleef jy dat jy veilig vasgehou word in Jesus se hand? Dat hy jou beskerm en dat hy jou versorg. Hoop jy beleef dit en jy ervaar dit. Ek gaan hierna saam met vandag se video vir julle 'n YouTube link nog stuur van 'n liedjie wat daaroor gaan. 'n Gospel liedjie wat sê trust in you. En dit wat die vrou daarvoor sê het vir my aangesluit by vandag van
Ons glo nie dat dit net altyd vir ons gaan sonskyn wees en net lekker soos 'n Desember vakansie nie. Ons weet daar gaan ook moeilike tye vir ons kom. Maar die verskil is, ons weet in hierdie moeilike tye het ons 'n lewende het ons 'n God waar ons aan kan vertrou, want hy is 'n God van liefde. En as ons nou afsluit, wil ek hê jy met 'n paar oomblikke vat en dink, wat is die dinge waarvoor jy bang is? Wat is die dinge wat jou laat voel, maar jy is nie nou in die Here se hand nie. Jy hang net hier onder hom. Jy's dalk nog 'n dun draadjie wat jou verbind, maar dit voel vir jou jy so naby aan op die grond te val. Jy gaan skryf in jou joernaal, wat maak jou bang? Wat is die grootste vrese wat jy in hierdie tye beleef? En volgende week is Pinkster en ons tema vir hierdie jaar se Pinkster is om vreesloos te leef. En ek moet vir julle sê, soos ek voorberei vir hierdie jaar se Pinkster, is dit asof alles wat ek lees, ek vir myself lees, om dit waarvoor ek bang is en die dinge waarvan ek vrees, te sê, maar moenie bang wees nie, want ek is in die Here se hand. Ten spyte van alles wat gebeur, God is in beheer en hy hou ons styf vas. So skryf daar in jou joernaal, wat maak jou bang? En dan dink ons volgende week saam oor vrese en hoe God wil hê ons vreesloos moet leef. Mooi week.